En slagoffers van die vloedramp in die Oos-Kaap pleit vir hulp terwyl die dodetal tot 98 styg. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die Proteas man cricketspan het een van die beste vertonings in die land se cricketgeskiedenis gelewer in die wêreldtoetskampioenskap eindstryd teen Australië. Hulle het die Aussies met 5 paaltjies gewen. Dis die eerste keer wat die span 'n internasionale cricketraad eindstryd in die afgelope 27 jaar kon wen. Die Suid-Afrikaanse regering het sy kommer uitgespreek oor die toenemende konflik tussen Israel en Iran nadat die twee lande verdere aanvalle op mekaar uitgevoer het. Die gebeure het daartoe gelei dat die rand aansienlik verswak het terwyl oliepryse die hoogte ingeskiet het. Iran en Israel teken mekaar met missiele en lugaanvalle sedert donderdagnag. In die afgelope 12 uur is 3 mense dood en 172 beseer in Iranse missielaanvalle op onder meer die Israeliese hoofstad Tel Aviv. Verskeie geboue is in die jongste aanval getref, insluitend 'n woonstelblok in 'n woonbuurt in Ramat Gan naby Tel Aviv. Volgens militêre bronne sal Iran voortgaan met operasies teen teikens binne Israel en sal die volgende vlaagaanvalle 20 keer meer missiele behels as wat voorheen ontplooi is. Aanvalle op Amerikaanse militêre basisse reg oor die Midde-Ooste word ook beplan. Intussen het die Israeliese weermag aangekondig dat sy lugmag ook sal voortgaan om teikens op Iran se grondgebied aan te val. Beeldmateriaal wat deur die Israeliese leer vrygestel is, wys vegvliegtuie wat voorberei word en vanaf 'n onbekende plek opstyg om aanvalle op Iran uit te voer. Terwyl die dodetal weens die vloede in die Oos-Kaap steeds styg, het honderde haweloses by die regering gepleit om hulle te help. Die regering het 19 Junie as 'n nasionale dag van rou verklaar ter ere van die tientalle mense wat in die oorstromings dood is. Verskeie organisasies en gift of givers verskaf komberse en matrasse aan die ontwortelde families. Die amptelike dodetal staan op 86, maar nog liggame word daagliks gekry. Soek- en reddingsspanne werk onverpoos om oorlewendes te vind. Die minister van polisie, Senzo Mchunu, het die polisie en nooddienste geloof vir hul harde werk. Overall, there are 86 people who have perished in the whole of the Eastern Cape, with 60 of those coming from here in Umtata alone. There are several people who have been rescued. Police officers, there are 38 people who were rescued while the rivers were raging. Sowat 2000 troepe van die Suid-Afrikaanse weermag, Malawi en Tanzanië is steeds in die Demokratiese Republiek die Kongo. 249 soldate het gisteraand in die land aangekom in die eerste fase van die onttrekkingsproses uit die DRK. 14 SAW-soldate is vroeër vanjaar dood tydens ewige gevegte in Goma in die ooste van die DRK. Die Air Tanzanië vliegtuig met die 249 Suid-Afrikaners aan boord het gisteraand by die Waterkloof lugmagbasis in Pretoria geland. Hulle is daarna na Bloemfontein gevlieg waarmee die demobiliseringsproses begin is. Dit sal onder meer sielkundige berading insluit. It's a process first that takes a medical evaluation, physically where they inspect you to find out if you are sick and you have contracted any diseases since you are coming from another country. And then they also look at the fitness in terms of psychological evaluation. And it's a process that is led by military health services. And then there's also a part of spiritual part which is known as CHATSEC, which is led by Chaplain General Services. Then this prepares the member to be able to be fit to integrate first with the family and thereafter also to be ready for the next mission, if you can put it that way, so that you can continue to serve, but having to deal with the fact that they come from a conflict zone, so and also to avoid issues of PTSD that normally sometimes is associated with all the veterans that come from battles.
Dit gaan 'n lang proses wees om al die weermaglede na Suid-Afrika terug te bring. Die volgende groep soldate word môre in die land verwag. Op Stilfontein in Noordwes het die gemeenskap 'n reinigingsseremonie gehou ter herdenking van die tientalle onwettige myners wat vroeër die jaar ondergrond dood is. 78 liggame is gedurende regeringsgeleide operasie in Skag 11 gevind. Die gemeenskap sê hulle is ontevrede oor die onwaardige manier waarop die myners begrawe is. In Ahmedabad in Indië is die stert van die Air India passasiersvliegtuig wat donderdag neergestort het met 'n hyskraan van die ongelukstoneel verwyder. Reddingswerkers werk steeds om liggame uit die wrak te haal. Minstens 270 liggame is tot dusver gevind nadat die vliegtuig met 242 passasiers aan boord in vlamme uitgebars en op die woonkwartiere van mediese studente neergestort het. Dit is die wêreld se ergste lugramp die afgelope dekade. Tegnisi probeer vasstel of die vliegtuig se engine of onderstel probleme gegee het. Die moontlikheid van 'n terreuraanval word nie uitgeskakel nie. Ons skakel net hierna oor na Dublin vir die VRK-eindstryd teen die Bulls en Leinster. Die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap tussen die Bulls en Leinster het pas in Croke Park in Dublin afgeskop. Die Bulls speel in hulle derde eindstryd die afgelope 4 seisoene, maar kon nog nie die titel wen nie. Dis dan al van die nuusspan. Ons is môre aand weer terug om 6:15 hier op SABC2. Dankie vir die saamkyk. Lekker aand.